So we haven't practiced it, so he knows I'm going to play with, but let's sing it a cappella, because a cappella is so nice. And let's lift our hands this morning to the one and only. Hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a Prys die naam van die Here, alle lof en alle eer kom U toe, Here. Amen.
Vanmôre is alles weer onderste bo, die internet van die saamwerk nie. Ons kan nie live uitsaai op die oomblik nie, maar my vrou sal dit nou opneem en dan vir ons laai na die diens. En ons is ook besig om bietjie te kyk hoe ons uitsending sal werk op TikTok. En sê ek vir Chris hulle daar van al die pad van Alberton af, baie dankie dat julle hier by ons kom kuier het en ons help met hierdie taakie. En so moet ons die woord van die Here verkondig. Amen. Daar's iemand daar buite wat dit nodig het. In die week sit ek in my voorbereiding vir Kersdiens en my voorbereiding vir Oujaarsaand se boodskap. Onthou asseblief, dis Woensdag aand om 11:00 begin ons diens en wil ons graag die nuwe jaar ingaan in die teenwoordigheid van die Here saam met al ons boeties en sissies wat die Here se naam groot maak. So daardie diens sal 11:00 begin. En sit ek en dink nou, dis een ding om boodskappe te preek week op week en dit te laat vloei en te laat volg, maar hier staan ek, Kersfees, nuwe jaar, en vandag is daai tussenin Sondag. Dis daai tussenin, preek mens nou Kersfees of preek jy nou nuwe jaar, en so het ek maar besluit om vanmôre 'n stukkie van my eie stilte tyd, dinge waarmee ek my besig hou om myself in die geloof sterker te maak, om dit ook vanmôre met jou te kom deel. So dit is nou nie as sulks 'n preek nie, dis meer, ek het maar neergeskryf dit wat ek deurgewerk het en notas gemaak, en wil ek dit graag vanmôre ook met jou deel. Nou, seker een van die grootste messiaanse profeseë wat daar ooit in die Ou Testament gesê of gemaak was deur Moses gemaak. Wat voorspel het dat God 'n profeet net soos hy sal oprig vir wie die volk Israel sal moet luister. En ons lees dit in Deuteronomium 18 vers 18 en 19. Daar staan geskrywe en God is aan die woord. Hy sê 'n profeet sal ek vir julle verwek uit die midde van julle broers, soos jy is. En ek sal my woorde in sy mond lê en hy sal aan julle sê alles wat ek hom beveel. En die man wat nie luister na sy woorde wat hy in my naam spreek nie, hom sal ek self rekenskap afeis. Hoe gevaarlik moet dit wees om in die hande van 'n lewende God te kom? Nou dit behoort geen verrassing te wees dat Moses, een van die groot leiers van die Ou Testament, 'n tipe van Christus Jesus is. As mense die lewe van Moses met die lewe van Jesus Christus vergelyk, sal daar opmerklik meer as 50 ooreenstemmende gebeurtenisse wees wat ooreenstem tussen Moses en Jesus Christus. Ons sal natuurlik menslikerwys sal ons sê dat geskiedenis homself herhaal. Het jy dit al gesien in die samelewing? Deur die woord van die Here sien jy hoe geskiedenis homself herhaal. Maar dis meer as dit. Jy sien die lewende woord van God wys heen na. Die lewende woord van God verklaar en waarsku en wys aan dit wat sou kom. Ek wil sê die hele woord van God is 'n profetiese woord van dit wat moet gebeur. En ons kan dit maar regtig ter harte neem, want dit moet gebeur. Halleluja. Broers het nou gesê, daardie koms van die Here waarna ons verlang. Dit kan vandag gebeur.
Die bassein kan nou in hierdie oomblik blaas en die koms van die Here aankondig. Nou, tipologie is 'n bepaalde uitleg van persone, gebeure of instellings wat op Jesus of ander realiteite in die evangelie vooruitwys. Dis wat tipologie is. Nou as ons sê dat iemand 'n tipe van Christus is, sê ons dat 'n persoon in die Ou Testament so optree dat dit met Jesus se karakter korrespondeer, of sekere aksies van die Nuwe Testament. As ons sê dat iets tipies van Christus is, sê ons dat 'n voorwerp of 'n gebeurtenis in die Ou Testament gesien kan word as 'n verteenwoordigende van die kwaliteite van die Nuwe Testament, van die hier en die nou. Verskriklik interessant, en wanneer jy tipologie gaan bestudeer en jy kyk na al die tipes in die Ou Testament wat heenwys na dit wat al reeds gebeur het in die Nuwe Testament en dit wat dan nou nog moet gebeur, dan maak dit maak jou opgewonde. Dit maak jou honger vir die Here, want jy klaar die bewyse dat dinge al gebeur het, plus dan het jy nog daai vooruitsig van dit wat jy weet nog moet gebeur. Die skrif self identifiseer verskeie van die Ou Testamentiese gebeure as tipes van Christus se verlossing, insluitende die tabernakel is 'n heenwys na Christus, die offerstelsel, selfs Paasfees wys heen na Christus Jesus. Die Ou Testamentiese tabernakel word geïdentifiseer as 'n tipe in Hebreërs 9, die verbondstent. Dit wys alles vooruit na die huidige tyd. Dis verskriklik interessant. 'n Profesie van wat moet gebeur, wat ons hier en nou lees in die Bybel, wat eintlik van toepassing is op die hier en die nou. Die woord van God lewe. En ek dink by julle gedagte rondom hierdie dalk boring onderwerp vir baie van julle, is om jou te aktiveer om lief te raak of meer liewer te wees vir die woord van God. Daar is soveel skatte wat ek en jy nog nie ontdek het nie in God se woord. Die hoëpriester se ingang na die allerheiligste eenmaal per jaar. Dit is 'n vooraf uitbeelding van Jesus Christus, daardie tussenspraak van Christus as ons hoëpriester. Die voorhangsel van die tabernakel word gesien as 'n tipe van Christus. Hebreërs 10, jy kan gaan lees. Deurdat sy liggaam vir ons geskeur was aan daardie kruishout, toe hy gekruisig was om sodoende ingang te berei vir ons na God. Tipologie is 'n spesiale soort simbolisme. 'n Simbool is iets wat iets anders verteenwoordig. Ons kan 'n tipe definieer as 'n profetiese simbool, iets wat moet gebeur, maar wat reeds gebeur het. As ons sê dat iemand 'n tipe Christus is, sê ons dat die persoon in die Ou Testament so opgetree het, dat dit met Jesus se karakter korrespondeer. Die hele offerhandestelsel word gesien as 'n tipe in Hebreërs 9. Nou hierdie artikel van die Eerste Testament was opgedra met die bloed van offerhandes. Ons weet al dat daar geen vergifnis is sonder die vergieting van bloed nie. En daarom moes hulle elke jaar daardie offer bring, maar God het op 'n tydstip in die samelewing gekom en gesê dat bokke en stiere nie meer genoeg is nie, en sy seun Jesus Christus as daardie offerlam geskenk.
Hierdie gedeelte leer dat die Ou Testamentiese offerhandes Christus se finale offerhande vir die sonde van die wêreld uitbeeld. Halleluja. Die Paasfees is ook 'n tipe Christus. Volgens 1 Korintiërs 5:7, ons Paaslam is immers geslag. Dit is Christus. Hy was die volmaakte offer wat vir die sonde kom sterf het. Ons kyk bietjie na tipes. Paulus vergelyk die profeet Jesaja en sy seuns met Jesus en die gesalfde Christene. Paulus meld ook dat daar talle ooreenkomste is tussen Melchisedek en Jesus Christus. Die Pasgalam wat in die eertydse Israel geoffer is, was ook 'n tipe. Nou wil ek graag vanmôre se boodskap wil ek fokus op Moses as 'n tipe van Christus. Hulle albei was gebore in 'n tydperk toe die volk Israel onder die juk van 'n ander nasie was. Naamlik Moses en Egipte, Christus en die Romeinse Ryk. En net soos Jesus was Moses se lewe as kind in gevaar gewees. Ons ken die verhaal van Moses wat ons van lees in Eksodus 1, waar die koning van Egipte besluit het om alle seentjies dood te maak wat onder 2-jarige ouderdom is. En so is Moses in 'n mandjie neergelê met pik gesmeer en die Nylrivier ingestoot. Maar weet ons dat God se genade vir Moses groot was en hoe hy gered is en hoe hy later deur God gebruik sou word om sy volk uit Egipte uit te lei. Net so moes Maria en Josef vlug toe Herodes sê dat alle kindertjies doodgemaak moet word. En weet ons dat Josef en Maria Egipte toe gevlug het. Net soos Jesus Christus is Moses ook deur God uitgekies om as verlosser van die volk op te tree. Net soos Jesus Christus is Moses ook aanvanklik deur sy volksgenote verwerp. Ons weet, hy het 'n hart gekry vir sy mense, en daar staan hy op vir een van sy Joodse vriende, slaan die soldaat dood, en die Joodse broer draai om en byt hom. En hy vlug die woestyn in, en hy word verwerp deur die Jode. Net so lees ons in Johannes 1 vers 11, Jesus Christus het na sy eiendom gekom en hulle het hom nie aangeneem nie. Jesus Christus, die verlosser, die Messias, wat deur sy eie mense verwerp word. Net soos baie Israeliete wat teen Moses gerebelleer het in die woestyn tot sterwe gekom het in daardie woestyn, so het ook baie Jode wat Jesus met sy eerste koms verwerp het, in 70 na Christus gesterf het, toe Titus die Romein Jerusalem verower het en daardie stad ingeneem het. Gedurende die tydperk van hulle verwerping deur hulle volksgenote bedien hulle albei die heidene. Prys die naam van die Here daarvoor. Anders was ek en jy nie ingesluit gewees nie. Beide Jesus en Moses bedien die heidene en hulle kom en hulle kry elk vir hulle 'n heidense bruid. Die kerk staan as Christus se bruid bekend. En ons bestaan hoofsaaklik uit heidene. Ja, daar is 'n paar, maar daar's bitter min Jode wat oorgekom het na die Christelike geloof. En Jesus is nou heiliglik besig
om sy bruid vir homself uit hierdie heidene nasies uit te versamel. Daarom is dit vir my so groot voorreg om in die huis van die Here te mag wees. Om op te kom na wat ook al die dienste en die gebeure is by die kerk, want die Here het my ingesluit. Ek is deel van sy bruid. Jy sien, Jesus is besig om daar die bruid te verfyn en haar mooi te maak vir die bruilofsfees wat gaan kom. Dieselfde het met Moses gebeur, toe hy nou die woestyn moes invlug, gaan hy in Midian in, en daar gaan sit hy by 'n put, en dan kom 7 dogters daaraan. Nou dit is die priester van Midian se dogters, en hulle wil water skep, en die veldwagters keer hulle en maak 'n mok met hulle, en Moses spring in en help hierdie 7 vrouens, sodat hulle water kan kry en water van hulle diere kan gee. En die dogters gaan huis toe en hulle kom by hulle pa en hulle sê vir hulle pa, "Jog, hierdie Joodse man het ons gehelp vandag." Hy sê, "Maar hoekom het julle hom nie huis toe gebring om te kom brood eet nie?" So kom Moses daar aan en die Jethro, is die pa se naam, gee toe sy dogter Sipora vir Moses. En so trou hy met 'n heidense vrou. Nou terwyl Jesus nou heiliglik afwesig is, maar die skrifte stel dit baie duidelik, dat hy fisies sal terugkom aarde toe, en dat hy dan die volk Israel op hierdie tweede besoek, dat hy hulle van gewiste uitwisting sal red. Wanneer ons kyk wat aangaan in die wêreld op die oomblik, en ons kyk na Rusland en Oekraïne, en ons kyk na die Gaza-strook, en ons kyk na Netanyahu, en wat gebeur met die oorlog in Israel, sien ek die skrif aan die muur. Dit gaan gebeur dat meer en meer lande teen Israel gaan opstaan. Ons eie land is besig om hulle hof toe te vat. Maar op daardie tweede koms van Jesus Christus sal hy sy volk red van hierdie uitwisting wat hulle wil pleeg. Moses, net soos Jesus Christus, was 'n profeet. Moses, net soos Jesus Christus, was 'n priester, wat voor God vir die mense 'n advokaat of 'n bemiddelaar was, wat vir ons intree. Net soos Moses dien Jesus ook nou as 'n voorbidder by God. Ek het nou gestaan en bid terwyl ons aanbid, praat ek met die Here en raak my woorde min. En dan kom die Heilige Gees en troos my net en sê, "Theo, wanneer jy nie weet wat om te bid nie, sal die Heilige Gees uitroep met versigtinge." Dis so lief die Here ons het. Net soos Moses dien Jesus ook nou as voorbidder. Moses het ook as heerser van Israel opgetree, en so ook is Jesus Christus die koning en heerser. Net soos Moses moes Jesus Christus eers sterwe, voordat die volk die beloofde land kon ingaan. Jy sien, gelowiges betree juis daardie ewige toekoms deur die dood van Jesus Christus aan die kruis. Sonder daardie versoeningsoffer aan die kruis was daar nie vir my en jou vergifnis gewees nie. Net soos wat Moses die koperslang in die woestyn opgehang het, en al daardie Israeliete wat deur giftige slange gebyt was, moes opkyk na daardie koperslang om genesing te ontvang. Nou net so is Jesus verhef aan 'n kruishout. En almal wat opkyk en hom sien as saligmaker en verlosser, gered sal word. Moses het die Amalekiete, die vyand van Israel, verslaan deur sy arms net die hele tyd omhoog te hou.
En ons weet Josua en almal het hom kom help. Net soos ons Jesus aan 'n kruishout vasgespijker, is sy hande omhoog gehou deur spykers, sodat daardie vyand, en ek wil hê jy moet hoor wie ons vyand is. Die vyand, naamlik die skuldbrief van ons sonde, was aan daardie kruishout vasgenaal gewees. – 50 dae, hierdie is verskriklik interessant, want mens vergeet die dinge, of as jy het nog nie van tevore gehoor het nie, God werk in orde. Daar is altyd 'n orde in God. Daarom ek sal nie verbaas wees, en ek kan geen voorspelling hier nie, maar ek sal nie verbaas wees as God op een van sy feeste terugkom. Omdat God 'n God van orde is. Hierdie is verskriklik interessant. 50 dae nadat Israel uit Egipte getrek het God die wet aan Israel gegee. Op daardie dag het 3000 Israeliete gesterf weens hulle sondes. 50 dae na Jesus se opstanding het die genadegawe van die Heilige Gees op ons uit neergekom en is 3000 Israeliete gered. Hierdie is maar net 'n paar van die ooreenstemmende gebeurtenisse tussen die lewe van Jesus en Moses. Maar ek wil vanmôre vir julle sê, die studie van tipologie illustreer dat die Here Jesus Christus die sentrale punt van die Ou en Nuwe Testament is. En dat die hele Bybel deur God geïnspireer is. Jy kan waarlik dit wat in jou Bybel staan, vat as die waarheid. Ja, ons sal sukkel om dit te interpreteer, maar weet, dis waarvoor daar soveel ander handleidings is, en uitlegte van die skrif is. Maar daar moet 'n verlange, daar moet 'n honger in jou hart wees, om dit te wil weet, om dit te wil verstaan. En ek wil jou vanmôre opnuut verlief maak op God se woord. En daarom is dit verkeerd om die Ou Testament uit te gooi as irrelevant en dit af te skryf. Die Bybel sê in 2 Timoteus 3:16, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. En ons het Kersdag gehoor dat daardie geregtigheid vermeerder. Dat daardie liefde van Christus vermeerder. Maar jy moet jouself offer, jy moet jouself gee, jy moet jouself oopstel, sodat die Gees van God jou kan vul. Hierdie ooreenkomste is buite die mens se kontrole en beheer. As niks wat ons kan fabricate om iets te laat gebeur nie. Al wat gaan gebeur is jy gaan soos 'n fool lyk. Ons het dit nou al gesien deur 'n paar mense wat probeer om God se dag te bepaal. En dit demonstreer dat God in beheer is van mense en van geskiedenis. God se wil gaan geskied. Of jy nou maar teene trek of saam met dit vloei, die Here se wil gaan geskied. Daar gaan 'n dag wees wat die basuin gaan blaas. Daar gaan 'n dag wees wat ons weggeruk word die hemele in saam met Jesus Christus. Maar die hartseer daarvan is daar is ook 'n dag wat mense agtergelaat gaan word. Mag God se genade vir ons almal hier teenwoordig groot wees. Dat ons daardie wegraping deelagtig sal wees. Dat die Here vir ons al reeds daardie onderpand van ons verlossing, die Heilige Gees gegee het, sodat ons geïdentifiseer sal word as sy kinders.
Verder dien dit as 'n motivering om God se woord ernstig op te neem en daarvolgens te lewe. Amen.